Liefste gemeente, dit is vir my 'n enorme voorreg om vanoggend weer voor julle te kan staan. Dit bly my altyd by die grootsheid van die verantwoordelikheid en die voorreg om julle met die woord van die Here te mag bedien, om voor julle die bloedgewaste gemeente van ons Here Jesus te staan en te sê, so sê die Here. Dit is 'n groot taak en daarom moet julle altyd op julle knieë wees vir my in my voorbereidings, in my bediening van die woord. Maak asseblief julle Bybels oop by Efesiërs hoofstuk 3. Ons keer terug vandag na hierdie studie wat ons tans mee besig is deur die boek van Efesiërs. Efesiërs hoofstuk 3 vanaf vers 14 tot 21 vanmôre. Ek het hierdie boodskap getitel die noodsaak van liefde. Die noodsaak van liefde. Die liefde van die Here is vir ons iets kosbaar, nie waar nie? Kyk, ons wil nie een van God se karaktereienskappe verhef ten koste van enige ander nie, nee, maar die liefde van die Here gryp ons harte aan, dit dring ons. Dis vir ons heerlik. Werklik 'n kosbare attribute van ons Here. En daarom is dit so hartseer vir ons as Christene om soveel liefdeloosheid in die wêreld rondom ons te sien, as gevolg van die mensdom se val in sonde in Adam. Ek meen, op enige gegewe dag hoef ons maar net ons ore oop te maak, ons oë oop te maak, om bewus te word in die wêreld rondom ons van soveel hofsaake tussen mense en groepe mense, aanklagtes en beskuldigings. Daar is soveel vyandige gesindheid rondom ons. Twis, tweedrag, divisie, skeringe, partyskap. Daar is onvergewensgesindheid, onversoenlikheid. Daar is onverdraagsaamheid tussen mense, soveel egskeidings in ons dag en tyd. Daar is onderdrukking van mense en mensegroepe, daar is onreg van verskeie aarde ensovoorts. En weet julle, gegeewe die oorblyfsels van sonde in ons sondige natuur en Satan se aanslag, vind ons hierdie dinge soms ook in die kerk van ons Here Jesus Christus. En dit hoort nie so binne die liggaam van Jesus nie. Wanneer hierdie dinge aangetref word in die kerk, dan mishaag dit die Here. En dit bedroef die Heilige Gees van God wat hy in ons laat woon het. Julle weet dat die woord van die Here vir ons leer, God is 'n God van liefde. Ek het julle onlangs weer daaraan herinner. En ons was weer deur ons skriflesing vanoggend daaraan herinner. Ons God van liefde, hy wat van alle ewigheid af volkome volmaakte liefde binne die drie-eenheid tussen Vader, Seun en Heilige Gees geniet. Hy het ons geskep na sy beeld. Dit wil sê om ook te kan deel in sy liefde. Hy het ons nie geskep omdat hy eensaam was en 'n behoefte gehad het na liefde nie. Ons moet dit verstaan. Dis een van die kernleerstellings omtrent God vanuit sy woord. God se selfbestaan. Teoloë praat van in die Engels God se aseity. Dis 'n samestelling van twee woorde uit die Latyn uit, a en sy, wat beteken God is uit homself. Hy is volkome vervuld in homself. Hy het ons nie geskep na sy beeld omdat hy ons liefde benodig het nie. As God 'n behoefte aan enigiets het, dan is hy iets minder as volmaak. En is hy nie meer God nie. Dis juis omdat hy soveel volheid in homself beleef, dat hy ons geskep het, sodat hy sy liefde aan ons kan meedeel. Sodat ons kan lief hê soos hy lief het, en dat ons kan leef in en vanuit sy liefde. Die sondeval natuurlik het dit belemmer, en dit weerhou mense om lief te hê soos God lief het, en om te leef in en vanuit sy liefde. Daarom sien ons soveel liefdeloosheid om ons. Maar geliefdes, is dit nie een van die redes, een van die resultate van die kruiswerk van ons Here Jesus Christus nie, en van die wedergeboorte en inwoning van die Heilige Gees, dat hy daai beeld van God wat deur die sondeval beskadig is in ons, dat hy dit progressief kom herstel in ons.
sodat ons weer kan deel in die liefde van God, kan lief hê soos hy, en kan leef in en vanuit sy liefde. En dit is wat Paulus vir die Efesiër gelowiges bid in die teks wat ons vandag gaan hanteer. Dat God deur die kragtige werking van sy Heilige Gees hierdie gelowiges en by uitstek ook in die hele gemeente, dat hy hulle sal anker met betrekking tot hulle beoefening van liefde, en dat hy hulle sal groei met betrekking tot hulle begrip van liefde, en dat God sodoende deur liefde in sy volheid in hulle sal woon. Nou ons moet erken vanoggend teenoor mekaar, dis iets waarmee ons sukkel, né? Ons het goeie intensies, die Gees van God bewerk in ons om lief te hê soos God, maar ons sukkel en ons verstaan, as jy soos ek is, dat dis nie iets wat ons uit onsself kan opwek nie. Dis nie iets wat kom deur sweet nie, dis nie iets wat kom deur hoër die moue op te rol, harder te kners op die tande, meer skouer aan die wiel te sit nie. As ons gaan moet lief hê soos God lief hê, as ons gaan moet leef in en vanuit sy liefde, dan is dit iets wat God vir ons sal moet skenk. Iets wat hy in ons gaan moet bewerk. En dit maak Paulus se gebed vir die Efesiërs so relevant ook vir ons nog vandag. Kom ek lees vir ons die teks, en dan sal ek daarna vir ons bid vir die Here se hulp, soos wat ons in die teks indelf. Efesiërs 3 vanaf vers 14. Paulus skryf deur die inspirasie van die Heilige Gees wat hy vir hulle bid. Hy sê, om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader, van wie elke geslag in die hemel en op aarde sy naam ontvang. En ek bid dat hy vir julle na die rykdom van sy heerlikheid dit sal skenk, naamlik om deur sy Gees met krag na die innerlike mens versterk te word, sodat Christus deur die geloof in julle harte mag woon, terwyl of sodat julle in die liefde gewortel en gegrond is, sodat julle volledig in staat mag wees om saam met al die heiliges tot die besef te kom van die breedte, die lengte, die hoogte, die diepte. Ja, om die liefde van Christus te leer ken, wat alle begrip te bowe gaan, sodat julle gevul mag word met al die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, die mag het om oneindig meer te doen as alles wat ons bid of dink. Aan hom kom toe die heerlikheid in die kerk en in Christus Jesus, deur alle geslagte heen vir ewig en ewig. Amen. En tot sover uit die woord van die Here. Kom ons sluit ons oë, gemeente. Vader, wat 'n wonder en 'n voorreg om vanoggend weer eens in die begin van 'n nuwe week ons harte stil te maak en saam na u woord toe te kom, u geïnspireerde, gesaghebbende woord, om onsself die instaatstelling van die Gees onder die woord te plaas, sodat u deur u woord en Gees in ons mag werk, kragtig, om ons te beweeg en te verander in lyn met u wil vir ons. Kom en wees werksaam in ons midde en bereik die uiteinde waarvoor u hierdie diens vanoggend beskik het. Here, verlig ons vir dit wat u geopenbaar het. Breek oop u woord aan ons. Help ons om in te sien die diepte van wat u hier openbaar. En al verstaan ons nie elke sinsnede of frase in die teks nie, dat ons die groter boodskap mag verstaan. En Here, in lyn daarvan, die knie voor u mag buig in gehoorsaamheid. Help ons daartoe. Ag, en terwyl ons na die woord van die Here luister as 'n daad van aanbidding, Here, kom herinner ons aan die breedte, die lengte, die hoogte en die diepte van u liefde vir ons elkeen in Christus. Amen. Gemeente, om lief te hê soos God liefhet en te leef in en vanuit die liefde van God, verg die versterking van God. Die versterking van God. Kyk gou weer saam met my na julle Bybels, dan lees ek weer vir julle verse 14
tot die einde van vers 17. Paulus sê, om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader, van wie elke geslag in die hemel en op aarde sy naam ontvang. Ek bid dat hy vir julle na die rykdom van sy heerlikheid dit sal skenk, om deur sy gees met krag na die innerlike mens versterk te word, sodat Christus deur die geloof in julle harte mag woon, terwyl julle in die liefde gewortel en gegrond is. Paulus, hy begin hierdie gedeelte en sê, om hierdie rede, en daarmee verwys hy terug na alles wat hy tot dusver in hierdie brief geskryf het. Hy verwys na die genade wat hierdie heidense gelowiges van God ontvang het in hulle verlossing, eerstens, vanaf sy opening in Efesiërs, hoofstuk 1 vers 3, het hy met hulle, vir hulle geskryf oor hulle genadige verlossing, tot aan die einde van hoofstuk 2 vers 10. En hy het ook met hulle meegedeel die genade van God, wat hulle beleef het deur hulle insluiting, deur verlossing by die volk van God, sy Nuwe Testament, kerk van Efesiërs 2 vanaf vers 11 tot 3 vers 13. Ek blaai gou terug saam met my, dan kyk julle saam met my na Efesiërs, hoofstuk 2 vanaf vers 11. Paulus skryf vir hulle, daarom onthou dat julle destyds volgens julle sondige aard heidene was. Julle word onbesnedenis genoem deur diegene, die Jode, wat besnedenis genoem word, al is dit bloot liggaamlik deur hande verrig. En dan sê hy vir hulle, onthou dat julle in daardie tyd sonder Christus was, voor hulle verlossing. En omdat hulle sonder Christus was hulle uitgesluit van die burgerskap van Israel. Hulle was nie deel van God se mense, sy volk nie, en ook vreemdelinge ten opsigte van die verbondsbeloftes wat God vir sy volk in Christus gemaak het. En gevolglik was hulle sonder hoop, sonder God in hierdie wêreld, maar nou, in Christus Jesus, dit wil sê deur hulle verlossing in Christus Jesus, het julle wat destyds ver verwyderd was van God en sy volk, naby gekom deur die bloed van Christus. Hy, Jesus, is immers ons vrede. Vrede met God, maar in die konteks hier meer spesifiek, God het deur Christus se kruis vrede bewerk tussen gelowige Jode en gelowige heidene, wat nou een is in dieselfde liggaam, die kerk, onder die nuwe verbond. Hy wat albei een gemaak het. Vers 15 en 16 van hoofstuk 2 het Paulus gesê, hulle is nou verenig tot een nuwe mens. Die einde van vers 15. God het albei in een liggaam met God versoen deur die kruis. En daarom sê hy dan nou vir hierdie heidense gelowiges in vers 19, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar julle is in Christus Jesus medeburgers van die heiliges. Julle is lede van die huisgesin van God. Watter genade! Dat God in Christus Jesus vir individue vanuit alle bevolkingsgroepe in Nuwe Testamentye intrek om saam met gelowige Jode deel van sy volk te wees onder die nuwe verbond. En dan sê Paulus nou in ons teks, om hierdie rede, weens die genade van God se verlossing en insluiting van die gelowiges by sy volk, buig Paulus die knieë voor die Vader. En as Paulus die knieë voor die Vader buig vir hierdie rede, dan erken hy eintlik daarmee dat God is inderdaad die hemelse gewer. Hy is die oorsprong, hy is die bron van verlossing en insluiting vir elke gelowige. En daarom nader Paulus om hier met die regte ingesteldheid, met nederige dankbaarheid, buig hy homself neer, met lof in sy hart, buig hy homself neer voor hierdie genadige God, vir wat hy gedoen het in die lewe van die Efesiërs. Let op wat lees ons nie hier nie. Daar is geen bedanking aan die Efesiërs, dat hulle so oulik was, om uit hulle self bekering en geloof op te wek. Nie kyk as
hierdie gelowiges vir wie hy skryf op enige manier bygedra het tot God se verlossing en insluiting, as hulle enige meriete of verdienste gehad het waar hulle kon roem, dan sou Paulus vir hulle kon sê, maar dankie dat julle na die Here toe gedraai het, maar hy doen nie, omdat verlossing en insluiting is van begin tot einde die genadige werking van God in Christus Jesus deur sy Gees. Paulus buig die knie voor die Vader. En wanneer hy die knie buig, dan is dit ook 'n aanduiding dat hy die postuur van gebed inneem, nie waar nie. In vers 16 sê hy vir ons, ek bid dat, en so gaan hy aan. Nou hierdie buig van die knie is nie vir ons 'n opdrag, vir die postuur wat ons moet inneem as ons bid nie. Ek meen Gods manne, Gods vroue, reg deur die woord, lees ons het gestaan en bid. Of hulle het gesit en bid, of hulle het gelê en bid. Jesus het selfs op sy aangesig gelê in Getsemane en gebid. Of hulle het gekniel en gebid en so aan. Om die waarheid te sê, in die eerste eeu het die Jode 'n gebruik gehad om te staan en bid. Jesus verwys daarna in Matteus 6 vers 5, wanneer hy vir sy disippels leer, die godsdienstige leiers staan en bid op die straathoeke sodat hulle gesien kan word. Of in sy gelykenis oor die fariseer en die tollenaar in Lukas 18, dan sê Jesus, die fariseer het gaan staan in die tempel en gebid, dankie dat ek nie so sleg soos die tollenaar daar buite is nie. En die tollenaar het gestaan en bid buite die tempel, Vader, wees my sondaar genadig. Hulle het gestaan en bid. Wanneer Paulus homself hier neerbuig, dan is dit vir ons 'n aanduiding van die erns waarmee hy die Here nader en waarmee hy hierdie versoek maak vir die gelowiges, die passie, die ywer waarmee hy vir hulle bid wat hy bid. Hy sê, ek bid dat hy God vir julle na die rykdom van sy heerlikheid dit sal skenk. Let op die woord skenk hierso. Paulus verstaan dat nie net ons aanvanklike verlossing, dit wil sê die wedergeboorte van die Gees in ons en die eerste vrugte van bekering en geloof wat daaruit vloei nie net ons regverdigmaking, nie net ons aanneming as kinders van God, nie net ons heiliging, dit dat die Here ons uithaal uit die wêreld en deel maak van sy volk nie, daai aanvanklike verlossing, nie net dit is 'n geskenk nie, maar hy erken ook dat heiligmaking, die proses wat daaruit uitvloei, is ook 'n geskenk van die Here, die uitwerking van die gelowiges se verlossing, die vervolmaking van daai verlossing, en ook die gelowiges se volharding in die verlossing is 'n geskenk van God. Dis wat Paulus in die volgende brief, in Filippense 1 vers 6 tog duidelik sê, die goeie werk van verlossing wat God in julle begin het, sal hy in julle volbring tot op die dag van Christus se koms. En daarom bid Paulus hierso dat God vir hulle sal skenk wat nou verder nodig is. God wat vir hulle verlossing en insluiting geskenk het, dat hy verder sal skenk deur genade wat nou nodig is vir hulle groei in heiligmaking, spesifiek in hierdie area van liefde. Let ook op hierson, vers 16. Ek bid dat hy vir julle hierdie frase, na die rykdom van sy heerlikheid sal skenk. Dit is vir my so insiggewend. God is natuurlik die skepper, hy is die eienaar, die onderhouer van alle dinge, en daarom is die rykdom van God onbeperk. Dit ken geen einde nie. Dis oneindig, dis onuitputlik. Die Bybel leer vir ons met betrekking tot God se materiële rykdom. In 'n teks soos Psalm 50 vers 10, dat al die vee op 1000 heuwels behoort aan die Here. Haggai 2 vers 8 sê, al die goud en silwer behoort aan die Here. Die Ou Testament en die Nuwe Testament. In Psalm 24 vers 1. 1 Korintiërs 10 vers 26 sê vir ons dat die aarde en die volheid daarvan, alles daarin, behoort aan die Here. Hy het geen tekort aan materiële rykdom nie.
En spesifiek ook wat geestelike rykdom aanbetref. God besit alle skatte in hemelse plekke wat hy ryklik dan ook meedeel aan gelowiges in Christus. Dit was wat Paulus in die begin van hierdie brief geskryf het in Efesiërs 1 vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in hemelse plekke in Christus. God se rykdom is werklik oneindig en onuitputlik. Nou luister, Paulus vra nie vir die Here hier in vers 16 dat hy vir die Efesiërs sal skenk vanuit die rykdom van sy heerlikheid nie. So asof God is so ryk dat hy tog maar net 'n bietjie vir die Efesiërs sal gee nie. Hy vra dat God sal skenk na die rykdom. Dit wil sê in lyn met sy rykdom, volgens sy rykdom. Dit is 'n gebed vir God se ruim voorsiening aan hulle. Die idee hier is so omvattend en so oorvloedig soos wat die heerlikheid van God is, dat sy skenking ook net so oorvloedig sal wees vir die gelowiges. Nou wat is dit wat Paulus bid dat die Here met soveel oorvloed vir hulle sal skenk? Wel hier vers 16 sê hy, om deur die Gees met krag na die innerlike mens versterk te word. Hy bid basies dat God kragtig deur sy Gees in die gelowiges en by uitstek ook in hierdie gemeente sal werk. Hoekom? Hoekom is dit so belangrik dat God deur sy Gees so kragtig werk in gelowiges en in 'n gemeente met betrekking tot liefde? Die antwoord is voor die hand liggend. Dis weens die oorblyfsels van sonde in ons. Weens ons ingebore sondige natuur. Dis weens daai beginsel, die wet van sonde en die dood wat nog in ons vlees, in ons gevalle menslikheid werk. En daai deel van ons wat nog verbonde is tot hierdie gevalle wêreld. Jy sien, ons sondige natuur is vyandig gesind teenoor God. Hy kan hom nie onderwerp aan God se karakter en wil nie. Hy hits liefdeloosheid konstant in ons aan. Die sondige natuur keer dat ons lief hê soos God. Die sondige natuur weerhou ons om te leef in en vanuit die liefde van God. Maar die Heilige Gees, wanneer hy in sy krag in ons werk, dan oorkom hy daardie neiging van ons sondige natuur. Hy oorweldig die vlees, hy oordonder die vlees in sy krag. Hy wil amper sê neutraliseer die neiging van die sondige natuur en stel ons dan sodoende in staat om te deel in God se liefde, om te leef in en vanuit God se liefde. Romeine 8 vers 2 is 'n teks waar Paulus hierdie hele idee baie mooi saamvat. Hy sê die beginsel, die wet, die werking van die Gees van die lewe in my het my vrygemaak, losgemaak van die wet, die beginsel van die sonde en die dood in my. Dan word die Gees neutraliseer die werking van die sondige natuur en laat ons so deel in die liefde van God. Ek kan dit dalk so illustreer. 'n Vliegtuig, as hy op die aanloopbaan staan, dan is daar 'n wet wat inwerk op hom. Gravitasiekrag, dit trek hom teen die aarde vas en hy kan nêrens heen beweeg nie. Hy gaan nie net begin opstyg en wegdryf nie, want daar's 'n wet wat inwerk op hom. Maar wanneer die loods, die propellers, Henry, jy moet my nou hier reg help. Is dit die terminus, wat noem mens dit? Die propellers aansit. Dan is daar 'n ander beginsel, 'n ander wet wat inwerk op daai vliegtuig. Die wet van momentum. En dit oorweldig, dit oordonder, dit neutraliseer die wet van gravitasie, wil ek amper sê, en dit stel daai vliegtuig in staat, afhangende van hoe sterk daai waiers draai. Vir daai vliegtuig om te beweeg en op te styg en te vlieg. As jy meer tegniese inligting soek, gesels met Henry na die tyd. Jy verstaan die beginsel wat ek wil verduidelik. En dis wat die Gees in ons doen. Hy neutraliseer die vlees en stel ons in staat om te deel in God se liefde.
Tot watter einde? Paulus skryf hierso, sodat Christus deur die geloof in julle harte mag woon, terwyl julle in liefde gewortel en gegrond is. Dit is, hy stel ons in staat sodat Jesus as dit ware homself in ons sal inburger en homself in ons sal tuis maak in ons harte. Kyk, dit gebeur nie letterlik nie. Ons weet Jesus Christus het opgevaar na die hemel, hy sit aan die regterhand van God. Maar indien dat hy die Heilige Gees uitgestort het om in ons te kom woon, het Jesus deur die Gees in ons harte reeds sy intrek gemaak by wedergeboorte. Hierdie woordjie woon in die teks verwys na iemand wat al reeds in die huis woon, maar wat homself werklik daar inburger, tuis maak en in die volheid daar leef. Dis die idee hierso, dat die Heilige Gees die liefde van Jesus in ons harte sal laat posvat, so asof Jesus daar woon, dat hy die liefde van Jesus in ons harte sal laat begin manifesteer. Die Gees plant die liefde van Jesus in ons harte, sodat ons, soos die teks sê, gewortel kan wees in liefde. Hy messel die liefde van Jesus in ons harte in, sodat ons, soos die teks sê, gegrond kan wees in liefde. En hiervoor, geliefdes, het ons die versterking van God nodig. Maar dis nie al wat Paulus skryf nie. Hy sê verder, tweedens, dat om lief te hê soos God en om te leef in en vanuit sy liefde verg nie net die versterking van God nie, maar ook die verligting van God. Die verligting van God. Kyk gou weer saam met my in julle Bybels. Vanaf vers 18 tot 21. Paulus skryf ook, sodat julle volledig in staat mag wees om saam met al die heiliges tot die besef te kom van die breedte, die lengte, die hoogte, die diepte. Ja, om die liefde van Christus te leer ken, wat alle begrip te bowe gaan, sodat julle gevul mag word met al die volheid van God. Aan hom, wat deur sy krag wat in ons werk, die mag het om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom toe die heerlikheid in die kerk, en in Christus Jesus, deur alle geslagte heen, vir ewig en ewig. Amen. Paulus verlang ook dat die Heilige Gees die gelowiges en by uitstek die gemeente sal verlig, sodat, hy sê in vers 18, hulle sal besef. Hierdie is 'n gebed vir 'n intellektuele begrip met die verstand, dat hulle sal besef hê rakende die omvang van God se liefde. Die omgang wat hy beskryf met hierdie woorde, die breedte, die lengte, die hoogte, die diepte. Die liefde van Christus is so omvattend, hy sê hierso, dat dit gaan alle begrip te bowe. In ons eie menslike beperktheid kan ons nie onsself tot daai begrip bring nie, ons het die verligting van die Gees van God nodig, om te besef, die omvang van hierdie liefde van Jesus, wat God in ons wil inplant en laat woon. Geliefdes, en ons hoef maar net ons oë op te slaan na die kruis van Jesus, waaroor oom Johan vir ons vanoggend gelees het. Waar God die omvang van sy liefde bewys het, deurdat Christus in ons plek kom staan het, ons sondes op hom geneem het. Hy het die skuld en die straf van ons sondes op Golgotha aan die kruis gedra namens jou en my. Hy het daar vir ons vergifnis en verlossing bewerk. Hy het ons gered daar van God se oordeel oor sonde, sodat ons versoen kan word met die Vader en dat ons die ewige lewe kan ontvang. Daar het God sy liefde aan ons bewys. Die omvang van sy liefde. En dis nie al nie, dis nie net dat Paulus bid vir 'n intellektuele begrip van hierdie liefde van die Here nie, maar ook dat hy bid dat hulle dit sal ken in die praktyk, hier in vers 19, om die liefde van Christus te leer ken, dat hulle 'n experientiële, seker anglisisme, maar 'n praktiese belewenis sal hê, praktiese ervaring van die liefde van God in hulle verhouding met die Here, hulle wandel met God, maar ook onder mekaar as gemeente. Ek sê weer, geliefdes, weens die grootsheid, weens die omvang van die liefde van God, is dit nodig dat God ons versterk en dat hy ons verlig deur sy Gees. Helaas
Soos Paulus skryf, sodat hier in vers 19 julle gevul mag word tot al die volheid van God. Hy gebruik die Griekse term pleirou hier, wat beteken om iets vol te maak. Met ander woorde, dat God met die volheid van sy liefde in die gelowige en die gemeente sal woon, dat hulle geanker mag wees in hulle beoefening van liefde, dat hulle mag groei in hulle begrip van liefde. Dat hulle so vol sal wees van ons God van liefde, dat liefde alle liefdeloosheid sal uitdruk, en dat daai liefde van Christus hulle sal kenmerk, na binne en na buite. Nou Paulus, wat sy knie buig, volgens vers 14 voor die Vader, benadruk met die uitdrukking van lof hier in vers 20 en 21, dat dit, geliefdes, is die werk van God, deur die Gees. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, die mag het om oneindig meer te doen as alles wat ons bid of dink. Paulus stel met hierdie woorde sy vertroue in die Here om hierdie werk te verrig, en hy is versekerd dat God dit sal doen, dat hierdie gebed in lyn is met die wil van God, en dat God dit sal beantwoord. Mag ek dalk ook net by sê, hierdie lofuitspraak wat ons het in verse 20 en 21, dui 'n transisie aan in die boek, 'n oorgang in die boek. Dit sluit die eerste 3 hoofstukke, die teoretiese deel van die brief af, en dit maak ons gereed vir die meer praktiese deel in hoofstukke 4 tot 6, wat as die Here wil en vertoef om te kom, ons van volgende week af sal hanteer. Geliefdes, ek wil hierdie brief of hierdie boodskap afsluit. Net deur te sê dat die feit dat God Paulus se gebed vir ons laat opteken hier, behoort vir ons 'n aanduiding te wees, dat dit ook sy wil vir ons is. Die Here wil hê ons moet bewus wees dat hierdie sy wil vir ons is. En as ons kyk oor die jare, hoe God vir Antipas gelei het, sy kragtige werking in ons midde, dan behoort ons ook die knie te buig voor God, soos Paulus hier. En die liefde wat hy wel in ons midde oor baie jare bewerk het, en steeds in ons werk. Maar daar is ruimte vir groei, altyd, wanneer dit kom by die primêre deugdes van ons geloof. Ek wil hê julle moet dit weet, geliefdes, dat God wat almagtig is en alwys is, hy sal deur die kragtige werking van sy Gees in ons midde bewerk. Hy sal ons versterk deur sy Gees. Hy sal ons verlig deur sy Gees. En in die volheid van sy liefde so in ons midde aanhou woon. Aangesien Paulus hierdie bid vir die Efesiër gelowiges, wil ek julle ook aanmoedig. Hou aan om dit te bid vir jouself. Hou aan om hierdie te bid vir mekaar. Want God werk middelik. Hy wek ons op om te bid vir wat hy wil doen in sy skepping, en wanneer ons bid, beantwoord hy daai gebede, en hy werk in lyn met sy wil. En wanneer jy dit gebid het vir jouself, wanneer ons dit gebid het vir mekaar en vir Antipas, vertrou dan dat die Here dit kan en sal doen, en onderwerp jou dan aan die kragtige werking van die Gees in jou. Laat toe dat hy jou versterk, om te kan lief hê soos God lief het, om te kan leef in en vanuit sy liefde. Laat toe dat hy jou verlig vir die omvang, die grootsheid van die liefde wat hy in jou wil bewerk. Moenie die werking van die Gees in hierdie verband in jou teenstaan nie. Moenie die Heilige Gees bedroef op enige manier deur hoogmoed, deur onvergewensgesindheid, deur onversoenlikheid of enige iets anders nie. Moenie hom nie bedroef nie, werk saam met die Gees, en waar die Gees jou oortuig van enige liefdeloosheid in jou lewe, bely dit teenoor die Here. Kom tot bekering. Vertrou die Here om liefde in jou te werk en te bewerk. Strewe daarna met die hulp van die Gees.
Betoon liefde aan buitestanders. Die mees liefdevolste ding wat jy en ek kan doen vir diegene buite die kerk, is om hulle te evangeliseer, met hulle die goeie nuus van Jesus te deel, want hulle is besig om af te stuur op 'n ewigheid van bewuste pyniging in die vure van die hel, 'n ewigheid sonder hoop, sonder God. Om met hulle in liefde die evangelie te deel. As jy 'n geleentheid het om vir buitestanders prakties te sorg, doen dit. Terwille van 'n oop deur vir die evangelie. Wanneer daar besoekers by ons aankom, ontvang hulle warm met vriendelikheid. Terwille van 'n oop deur vir die evangelie. Betoon hierdie liefde ook aan medegelowiges, diegene binne die kerk. Hou aan om mekaar te bemoedig soos julle doen. Hou aan om mekaar by te staan in die praktyk soos julle doen. Hou aan om barmhartig te wees teenoor mekaar. Met warmheid. Soos Jesus gesê het, as iemand honger het, gee hom iets om te eet. As iemand dors het, gee hom iets om te drink. As iemand 'n vreemdeling vir jou is, selfs in jou eie gemeente, wees gasvry, maak jou hart en jou huis oop vir hulle. Wanneer iemand siek is, gaan besoek hulle, versorg hulle. Betoon die liefde van die Here aan hulle. En mag die Here, gemeente, mag die Here Paulus se gebed hier in Efesiërs 3 vers 14 tot 21 ook waar maak vir ons. Mag Christus in al sy liefde in ons midde aanhou woon en homself toenemend inburger en tuis maak in Antipas gemeente terwille van die eer van God. Helaas, as jy vanoggend hier sit en jy ken nie die Here Jesus Christus in 'n reddende verhouding nie. As jy nog nooit tot bekering gekom het van jou sondes nie, as jy nog nooit in Jesus vertrou het as jou persoonlike verlosser van sonde en die Here van jou lewe nie, dan deel jy nie in die liefde van God nie. Dan kan jy nie leef in en vanuit die liefde van God nie. Jy is onder die toorn, die heilige woede van God en sy veroordeling vir jou sondige rebellie teen hom. Maar uit genade nooi die Here Jesus jou vanoggend, kom na God toe, werp jouself op Christus. Aanvaar sy offer van versoening ook vir jou. Dat hy jou mag vergewe van jou sondes. Verlos daarvan, dat hy jou mag red van die oordeel van God wat aan die kom is oor sonde, en dat hy jou mag versoen met 'n heilige God en ook aan jou die ewige lewe mag gee. En dat hy jou sodoende ook mag laat deel in die liefde van God. Amen. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ons dank U vir U woord aan ons vanmôre. Ag Here, ons is so dankbaar dat U deur U Gees hierdie dinge in ons bewerk op die pad van heiligmaking. Ons besef hoe ver ons kort skiet. Ons besef hoe swak ons is, hoe dikwels die sondige natuur uitwen. Here, stroop ons van liefdeloosheid. Maak ons gewillig om saam te werk met die kragtige werking van die Gees in ons. En Here, kom woon U dan in die volheid van U liefde in ons midde. Help ons om mekaar lief te hê soos U liefhet. Help ons om te leef in en vanuit U liefde. Wees die naprediker van U woord vandag en in die week wat kom, Here. En verseker ons toenemend van U oneindige, U onuitputlike, onverdiende liefde vir ons in Christus. Ek wil vra, Here, dat U met ons sal wees, ook nou met die slotlied, die seënbede, met die gemeentevergaderingkie na die tyd en ook die samesyn rondom 'n koppie koffie of tee na dit. Here, dat U in dit sentraal sal wees. En dat ons U liefde in dit ook sal beleef. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die liefdevolle naam van ons Here Jesus Christus. Mag die liefde van die Vader, die genade van die Seun, die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees, vandag en in die week wat kom. Gaan uit en gaan verheerlik die Here deur te lewe in sy liefde en hom te geniet ten volle. Amen.